Mag jy ervaar dat die God wat daar is, by ons eerste asem, die God wat by ons is, by ons laaste, die God wat by ons gaan wees hierna, waar ook al dit mag wees, die God van die tussenin, mag jy ervaar dat die Here is vanoggend hier by jou. En mag jy ervaar dat in sy teenwoordigheid is jy veilig en mag jy tot rus kom en mag jy sag rus. Ek wil graag vanoggend vir ons oggendgebed lees. Dit is een van die digters wat ons gereeld hier lees van Patrick Atuamu. En jy is baie welkom om jou oë toe te maak en sommer net hierdie woorde te ontvang. As we turn to this day and to each other, we open ourselves to this day and to each other. This is the day that the Lord has made, and a day we'll have to make our way through, whether with ease or pain, with patience or joy. May we find opportunities for generosity toward other people and ourselves. May our first moments of encounter be today, even in isolation. May we find stories and memories even in the most complicated corners. May we start again where we have failed again. May we confess and be confessed to, because this is a way of living that's worth living daily. Ons gaan so 'n paar oomblikke so in die stilte bly in gebed, en as jy die behoefte het, is jy welkom ook jou gebed wat jy volgend na die Here toe bring, na hom te bring. Goeiemôre en baie welkom aan jou. Ook baie welkom aan ons aanlyn gehoor and all our English viewers who's also out there. It's also good to see you in this regard. Die feit dat julle hier volgend is, beteken julle het die hitte gemaak hierdie week. Ek dink vandag is 'n stewige 34 wat heerlik koel voel in vergelyking met wat ons gehad het in die week. Maar dit is goed om julle ook volgend hier te hê. Dit is 'n paar afkondigings van my kant af. Net sodat julle weet wat in die gemeenskap aan die gang is. Dankie vir die bazaar. Dit was verskriklik lekker geweest. Die bazaar is 'n bietjie anders gehou hierdie jaar as vorige jare, maar dit was 'n heerlike kuier geweest. En hierdie jaar het dit gestrek oor 2 dae. Julle kan so 'n bietjie lees oor wat daar gebeur het en die mense wat betrokke was daar is als in die blaadjie, maar dankie dat julle op so 'n manier deel was van die gemeenskap. En dan die ander afkondiging was dit is amper Paasfees oor 'n paar weke. Groot of nie, en daar's in die laaste week is daar die groot leidingsweek.
wat ons gereeld hierso by die gemeenskap vier, en julle sal kan lees daar op die donderdag aand, dis die 2 April, op die donderdag aand is daar 'n nagmaal, wat my kollega Marius Skoombi doen in die kerk hier langsaan. Op die Vrydag natuurlik is dit die oggenddiens wat Marius Breitenbach doen. Die Sondagoggend 6:30 doen ek die diens. As jy nog nie weet so 'n oggenddiens was nie, dit is die sonsopkomsdiens. En ek moet eerlik met jou wees, die verlede, as jy hom goed vang, dan sien jy die son. Andersins is ons klaar met die diens, dan wag die mense op die stoep, en dan kom die son nooit uit nie, en dan gaan ons maar huis toe. Maar die gedagte is, dat ons 'n diens het in die oggende, dis baie soos hierdie, 6:30, en dan gaan staan almal buitekant op die stoep, en ons wag vir die son agter die perke. En ek sien hierdie jaar is dit 'n mooi, Sondag behoort 'n mooi dag te wees, ons behoort die son te sien hierdie jaar. Maar julle is baie welkom daartoe, en dan 9:00 is dit die erediens, die opstandingsdiens, wat Marius Breitenbach doen. So julle is baie welkom om ons daar te join. En dan een laaste aankondiging, daar's 'n Bybelskool in die 2de kwartaal, wat Karel van Wyk doen. Beautiful, reeks wat hy gaan aanbied. Julle is welkom bietjie daar te gaan lees, as dit iets is waaraan julle wil aan deelneem. Ons is in lydingstyd op die oomblik. In lydingstyd, tradisioneel is waar gelowiges of waar mense uitgenooi word om stories te vertel oor waar hulle is in die lewe. Dit op sigself is al klaar 'n groot ding, net om dit te probeer uitwerk en te probeer woorde gee aan waar is ek? Wat is die goed wat vir my opdraande gee? Wat is die goed wat ek vier? Wat is my blinde kolle wat ek raak sien? Wat is wat ek wil los? Wat is wat ek wil optel? Wat van my storie wil ek onthou? Wat daarvan wil ek vergeet? So in lydingstyd nooi ons mekaar uit om ons stories te vertel. Maar dit is ook 'n tyd waar ons bewus word dat ons storie, ons lewens, is deel van iets baie groter as wat ons ervaar en sien en beleef. En ek wil graag vanoggend by beide stil staan. En so die eerste gedeelte van die diens wil ek vir die stories gedeelte stil staan, en later wil ek bietjie praat oor hoe ons deel is van iets groter as onsself. En die teks wat ons kan inhelp in dit vanoggend kom uit die Psalms uit. So 'n ou gebed 130 wat ek graag vir julle wil lees. En in hierdie tyd van die jaar lees kerke hierdie tipe psalms, spesifiek hierdie ene. Kerke deur die hele wêreld, so ek wil graag vanoggend dit vir ons lees. Uit die dieptes roep ek na U, Here. Luister tog na my. Here, hoor tog my hulpgeroep. As U ons sondes in aanmerking sou neem, Here, wie sou dan nog bestaan? Maar by U is daar vergifnis, en daarom word U steeds gedien. So ek stel my vertroue in die Here, en ek vertrou op Hom. Ek wag op die vervulling van sy woord. Ek wag op die Here, meer as wat die wagte op die môre wag op die môre. Wag op die Here, Israel, want by die Here is daar troue liefde, by Hom is die verlossing seker. Hy alleen sal Israel verlos van al sy sondes. So uit die donker dieptes roep ek. Sien U my raak? Hoor U my stem? Is U daar? En 2.500 jaar gelede skryf 'n digter hierdie woorde neer en probeer om die noodkreet van mense se ervarings te verwoord. En hierdie ou woorde ekho deur die eeue heen, en kom lê tussen ons. En tog dink ek, as ons dit lees, dan is daar iets in hierdie woorde wat mense herken. Woorde klink bekend, so asof dit
ook ons woorde is wat ons soms bid. Die ou woorde wat na ons toe kom. En in hierdie tyd van die jaar lees kerke hierdie gebede, hierdie ou psalms. En kerke probeer om ruimtes te skep waar ons woorde kan gee vir wat ons voel vandag, wat ons beleef en hoe die wêreld lyk. Maar daar's 'n ander rede hoekom kerke hierdie psalm lees. En dit is ook om vir ons te herinner dat dit nie net, dat as iemand hierdie woorde hoor, dat ons nie net stil staan by die feit dat, ja, dit is, ek kan daarmee identifiseer nie, ek ervaar ook donker dieptes nie, maar dat ons mekaar kan herinner, dat baie van ons worstel met donker dieptes. Ons vergeet mekaar, te midde van routines en van selfsprekendhede, van die lewe wat ons gebeur, ons uitkyk op die lewe, die feit dat ek dink, my ervaring en goed wat met my gebeur, is alles oorheersend en niemand anders voel en ervaar wat ek deurgaan nie. En dan wil die kerk vir mense sê, hierdie psalm herinner ons, dat ons miskien dalk rondom ons moet kyk en besef, ons almal beleef dieselfde wat hierdie psalmdigter skryf 2.500 jaar gelede. Die ervaring dat ons ook soms bid uit hierdie donker dieptes in ons, Here, hoor my, sien my, is U daar? Ons vergeet soms vir mekaar. En maar wat die digter vir ons herinner, is dat donker dieptes oorval enigiemand in enige oomblik. En jy dink dit gaan gebeur met jou nie, en binne 'n oomblik, in 'n oogklap, ervaar jy jouself daar waar die digter oor praat. Dieptes waar alles net ophou om te bestaan, waar jy sin verloor, waarde, waar niks meer so belangrik is nie, waar niks meer regtig saak maak nie, waar die hoop en die lus vir om voort te gaan jou ontneem word. Soms dink ek, vind dit geleidelik plaas. En ons baie van ons wat stories kan vertel, waar hierdie ervaring van donker dieptes, dit vind nie in 'n binne 'n oomblik plaas, oor 'n lang tyd, en daar klomp goed gebeur, en voor jy self kom kry jy daar. Dit vind soms oor jare plaas. Maar waar jy dan wakker word, en op daai punt het besef, ek is so moeg vir waar ek is, waar jy besef, ek het letterlik waar ek nou is, het ek nie die krag meer oor nie. Ek kan nie meer aangaan waar ek nou is nie. Daar het soveel goed gebeur, ek is op 'n punt waar ek wil opgee. En ek dink daar's baie van ons wat sulke stories kan vertel, maar daar's ook baie van ons wat stories kan vertel, dat dieptes kan soms in 'n oogwink plaasvind. In die aanhoor van 'n slegte tyding, of van die ontdekking van 'n geheim, wie lees van 'n brief wat jy nie moes gevind het nie. Met dalk iets wat 'n kind oorkom of aanvang. Of dalk die aanhoor van iemand wat jou vertroue gebreek het, iemand wat ontrou was, 'n vernedering. En dan is daar kere ook, dink ek, in ons lewe waar ons nie die oorsaak aan iets spesifiek kan koppel nie. Daar's nie 'n naam wat ons kan gee om te sê, daai ding het in my lewe gebeur en dis hoekom ek nou so voel nie. Soms is dit net die swaarigheid van die lewe wat jou druk tot in die diepte in jou dae hou. En Paul Tillich het hierdie teoloog van Amerika, het hierdie beautiful boek geskryf 'n klompie jare gelede, wat hy genoem het The Courage to Be. En wat hy oor praat is die moed om te kan, die moed om bloot aan te gaan. Die moed om bloot die volgende tree te neem. Die moed om soms net wakker te word.
en op te staan en aan te gaan. Die digter skryf hierdie woorde neer, 'n lang tyd terug. Uit die donker dieptes roep ek, sien jy my raak, hoor jy my stem, is jy nog daar? Dis die vraag wat in lydingstyd hier tussen ons kom lê. Wat baie van ons dalk al gebid het, of ander dalk miskien te bang is om hardop te sê, maar dit lê tussen ons, in tye van ons lewe. En Paulus het op 'n stadium het hy 'n vraag gevra hieroor. En hy gee vir ons 'n klou, so die antieke gelowiges het geglo dat wanneer jy dan vra, soos die psalmdigter, is hy daar, waar is hy, hoor hy my, ek roep hier van onderaf. Hulle het geglo, daar's waarde daarin om die vraag te vra. Want in die vraag vind jy wat jy nodig het. Nie wat jy noodwendig wil hê nie, maar in die vraag vind jy wat jy moet ontvang. En Paulus skryf dan later, jare daarna, skryf hy dan van die heel laaste goedjies wat hy neerskryf, van die briewe, kyk hy terug op sy lewe, en hy reflekteer oor sy eie dieptes, wat hy in sy lewe ervaar het. En dan vra hy die vraag, hy vra dan, wat sal ons dan van al hierdie dinge sê? Van al die goed wat gebeur het in my lewe, van al die dieptes, wat kan ons daaroor sê? En dan maak hy die ontdekking. Hy skryf aan die woorde en sê, ten minste ook dat selfs nie die donker dieptes ons ooit kan skei van God se liefde nie. Om daaraan vas te hou, dit vra ook moed. Ons gaan vanoggend so aan die begin van ons saam wees, gaan ons mekaar die oomblik van stilte gee, waar ons dit waag daar waar die digter dit gewaag het. Om bewus te word van waar ek is, en wat is dit wat ek roep na God? Wat is dit wat ek na die Here toe wil bring? Miskien is jy in 'n diepte, en is dit die plek van waar jy roep. Miskien staan jy langs die kant, miskien is jy glad in 'n diepte en jy was jy daar. Maar ek wil vir jou vra om vanoggend dit te waag om daar te gaan waar die digter dit gewaag het. Om jouself af te vra, waar is ek? En as ek dan daar gaan, bewus te word van wat is die woorde wat daar in my hart gevorm word? Wat is dit wat ek na die Here toe wil bring? En om dit te vertrou. En miskien wil jy vanoggend, terwyl ons so in die stilte sit, miskien wil jy oë toemaak, en jou hande op jou skoot neersit, so asof jou palms na boontoe wys, om daardeur te sê, ek is in hierdie plek van my lewe, en ek gee vanoggend dit oor aan die Here, en soos die digter, wat praat oor wag, wil ek vanoggend wag, ek wil op die Here wag, in die wag, vind ek dalk dit wat ek nodig het. En miskien wil jy jou hande op jou skoot neersit terwyl jy dit doen. Of miskien wil jy, terwyl jy oë toe is, jou hand vashou en jouself herinner, waar ook al ek nou op hierdie oomblik in my lewe is, die goed wat ek vier of die goed wat my opdraande gee, om my eie hand vas te hou en myself te herinner, ek is nie so alleen as wat ek dink ek is nie. Dat die Here is nader aan my as wat ek aan myself is. Ons gaan so 'n paar oomblikke so in die stilte bly, waar ons dit, waar ons gaan probeer om te gaan in onsself waar ons nou is. Om braaf te wees in die storie wat ons van onsself wil vertel, in ons gedagtes te wil vertel.
Miskien wil jy daar roep na die Here. Miskien wil jy daar wag. Of dalk wil jy jouself herinner, ek is nie alleen nie, in jou eie hand vashou. Ons gaan so 'n paar oomblikke so in die stilte bly, en jy is welkom jou oë toe te maak. En dan gaan ons mekaar genoeg tyd gee om hierdie woorde van 'n ou Psalm te kom lê hier in ons hart. Uit die donker dieptes, Here, roep ek na U. Wees by my, sien my raak, help my om te wag.
In leidingstyd word ons genooi om stories te vertel oor waar ons is. En soms is dit stories van die dieptes. Maar ons word ook uitgenooi in hierdie tyd om onsself te herinner dat ons is deel van iets groter. 'n Groter storie as ons eie. In die voorportaal van die Molokse kerksentrum in Houghton by Utrecht staan daar 2 horlosies langs mekaar agter donker glas. En die een horlosie vertel die tyd van Nederland en die ander horlosie wys die tyd in Ambon, is die hoofstad van die Molukkese eilande in Indonesië. En dit is, in Ambon is die stad van waar die lidmate van hierdie Molokse kerksentrum in Utrecht vandaan kom, meer as 60 jaar gelede. En as jy die storie lees van hierdie gemeenskap, is die tragiese verhaal tydens die onafhanklikheidsverhoording van die Molokse eilande, het baie van die inwoners geveg as soldate saam met die koloniale magte. En toe die eilande bevry word en met die onafhanklikheidstyd van Indonesië, kan jy self indink, hierdie plaaslike inwoners wat saam met Nederland beklei het, is toe gestrand. En hulle kon nie daar bly nie. Jy kan self indink wat die ander inwoners sou doen aan hulle. So die Nederlandse owerhede gee die toestemming dat hierdie Molukkers kon trek Nederland toe. En daar kon bly en kon vestig in Utrecht, in Nederland. En 'n paar jaar gelede was daar so 'n konferensie gehou in hierdie kerksentrum van die Molukkers. En die tema van die konferensie was genoem die gasvryheid van die kerk, 'n tuiste vir vreemdelinge. En een van die lidmate wat 'n Molukkese vrou was, het toe opgestaan en sy het 'n toespraak gelewer. En sy vertel toe die storie oor hoe sy en haar pa, sy was 'n klein dogtertjie gewees, en hoe sy saam met haar ouers en haar familie moes eintlik maar vlug van die eilande waar sy groot geword het na Nederland toe. En hoe dit vir haar voel asof 'n deel van haar het sy agtergelos op die eilande. 60 jaar gelede. En sy vertel die storie oor hoe hulle self gevestig het in die stad, maar die plaaslike gemeenskap eintlik nie wou gehad het, hulle moes daarin toe trek nie. So hulle was nooit regtig welkom gewees nie, hulle het nie so gevoel nie, en hoe die kerk in daai gemeenskap vir hulle tuiste geword het, 'n plek van verwelkoming. En dis toe waaroor die konferensie toe gaan. Dit gaan toe oor hoe die kerk 'n tuiste kan wees vir vreemdelinge. En sy vertel die storie oor haar ervaring, hoe sy besef, sy en haar gesin is 'n voorbeeld, en soos vele mense deur die eeue heen, van vlugtinge en mense wat iets moes agterlos en wat moes wegtrek van 'n plek af en 'n tuiste kom vind in 'n gemeente. En wat 'n waardering sy gehad het vir die gemeente waar hulle gebly het. En sy praat dan van hulle lidmate as heimwee mense. Want sy sê, met elke weggaan, bring dit heimwee vir die mense wat gaan en vir die mense wat agterbly. So sy praat oor hulle as heimwee mense. En sy vertel dan oor wat die effek het hierdie nuwe woning aan hulle hele gemeenskap gehad. En sy vertel hoe met elke nuwe generasie wat gebore word in hierdie vreemde plek, verander hulle storie. En die swaar kry wat hulle destyds gehad het, verander elke keer. En sy vertel dan hoe mense in hulle gemeenskap hunker na plekke, na die eilande, waar hulle nog nooit was nie. En hoe hulle dink aan tye wat eintlik niemand van hulle kan onthou nie, maar hulle praat van die tye op die eilande. En hoe mense soms verlang na wat hulle nog nooit self beleef het nie. En sy sê, die horlosies, die 2 klokke in die voorportaal van hulle kerk,
herinner haar aan die heimwee wat in haar lê. En toe die kerksentrum geopen is, toe nooi die hele gemeenskap gaste uit Ambon, uit die hoofstad van die eilande van waar hulle vandaan kom. Familielede, plaaslike mense, hulle nooi toe al die mense om oor te kom. En onder andere was die Nederlandse koningin op daai stadium, het ook gekom. En toe iewers in die seremonie, toe draai hulle die klokke na dieselfde tyd toe, tot elke klok dieselfde. En die gedagte was daaraan, dat wat in die verlede is nou verby, ons gaan nou aangaan, ons gaan nou vorentoe gaan, ons gaan vergeet van wat in die verlede lê. Die vrou vertel, dit was nie lank nie, toe verander hulle weer die klokke, waar een sê, hoe laat dit is in Nederland, en die ander een sê, hoe laat dit is in Ambon. En die vrou eindig toe haar toespraak, en sy maak toe hierdie punt, en dit lê nou heel week op by my. Sy maak die punt en sê, dit voel vir haar, selfs al was sy 'n klein dogtertjie op die eilande van waar sy vandaan kom, 60 jaar gelede, hoe dit vir haar vandag voel. Dit voel asof haar twee mense in haar is, twee persone, wat saam met haar leef. Die een het saamgetrek Nederland toe, en die ander een het agtergebly op die eilande. En ek dink, in hierdie tyd van lydingstyd, waar ons mekaar stories vertel oor die verganklikheid van alles in die lewe, en dat dinge wat ons dink is baie waardevol, is eintlik maar net tydelik. En waar ons dink aan, wat is die goed in ons eie lewe wat ons wil onthou, en wat is dit wat ons wil van vergeet, herinner hierdie vrou vir ons, of is die geskenk wat sy dink vir ons gee, haar storie, is die waarde aan heimwee. En dat dit wat in haar leef, ook in, ek vermoed almal van ons leef, hierdie diep behoefte aan 'n plek van behoort, 'n tuiskoms waar ons kan sê, ek is by die huis. En hoe dit voel. En hoe sy sukkel daarmee. Want 'n deel van haar bly nog op die eilande. En ek dink sy herinner vir ons aan dit wat in almal van ons leef. En ek vermoed in ons soeke na plek en tuiste en behoort, is ons geneig om dit van waar ons vandaan kom, ons verlede, te wil afsny en oor te begin en sê, ek gaan vergeet van dit wat in die verlede plaasgevind het, nou is ek hier en nou voel ek tuis. Nou voel ek behoort iewers. So asof jy die goed uit die verlede kan afsny. So asof jy die klok kan draai, dat dit dieselfde tyd wys, waar jy is, maar in jou hart is jy nog by 'n ander plek. Ons is geneig, dink ek, in ons soeke na behoort, om te wil maak dat die goed wat ons gevorm het, die dinge wat ons gemaak het, die mense wie ons is, asof ons dit kan afsny, en daar kan van vergeet. En wat sy vir ons herinner aan, dink ek, na geskenk is, om by onsself te erken, dat ons het meer as een moedertaal. Ons het meer as een ouerhuis. Ons het meer as een vriendegroep. Ons het meer as een familiegroepe en mense wat 'n invloed het op ons lewe. Ons het meer as een identiteit wat in ons lê. Meer as een loyaliteit, meer as een hart. En hoe moeilik dit is om die goed van waar ons vandaan kom te wil afsny in ons soeke na plek, na ons soeke na behoort. Sy herinner ons, dink ek, dat ons is baie meer komplekser as wat ons dink ons is. Ons is baie meer veelkantiger. Die goed wat ons maak, die mense wie ons is baie meer ingewikkeld as wat ons wil voorgee. In hierdie tyd van die jaar vra ons oor plek
en behoort? En waar vind ek 'n tuiste? Maar ek dink, die ander vraag wat lydingstyd hier tussen ons kom lê, is om vir onsself te vra, aan wie behoort ek? Wie sin is ek? En Paulus, as hy, net om weer terug te kom na die teks, waar hy terugkyk op sy lewe, en wil sê, wat sal ons van al die goed sê? Van al die goed wat ek gegaan het, van waar ek vandaan kom, die goed wat met my gebeur het, wat sal ons van dit sê? En waar hy dan sê, daar's niks, die besef wat hy ontdekking wat hy gemaak het, te sê, daar's niks in hierdie lewe wat ons kan skei van God se liefde nie. Dat God se liefde dring hier tot in ons en sny deur al ons lae en ons soeke en ons veelkantigheid en ons kompleksiteit en ons behoefte na dit en dat. Dit sny reg deur ons weergawes wat ons vir mense wys van wie ons wil wees of is. Dit kom in hier tot hier in ons. En wil sê, niks kan jou skei van my af nie. Jy is myne. En ek omarm jou volle mens wees. Dit is 'n ongelooflike ding, dink ek, om te ontvang, dat die Here als van jou vashou. Selfs al soek jy na 'n plek om tuis te kom, en jy vind dit nie, is daai soeke en daai tuiste nie afhanklik van sy liefde nie, maar dat die Here die volle kompleksiteit van wie hy is, omarm. En nog steeds vir jou sê, jy is myne. Alles van jou. Alles van jou wat jy nie verstaan nie, en wat jy dink jy verstaan. Alles van jou ontvang ek. Lydingstyd is die tyd waar ons vir mekaar stories vertel van ons donker dieptes. Maar dit is ook waar ons mekaar herinner aan wie ons behoort. En die hoop dat ons sal ontdek dat ons tuiste en ons huis is by God. Dan kan jou hart maar op 'n ander plek lê. Dan kan jou hart in verskillende plekke lê. Maar jou ware tuiskoms, jou huis, lê by God. Mag ons in hierdie tyd wat voorlê, in die tyd waar ons dink oor die verganklikheid van die lewe en dat dinge in die lewe nooit regtig hou nie, dat alles mag vergaan, alles maar tydelik. Selfs die mense om ons. Mag ons vashou aan hierdie troos, aan Paulus se woorde wat hy ontdek het aan die einde van sy lewe. Dat in ons soeke na huis, God se liefde is selfs meer as dit en sterker as dit. God is ons huis en ons ware tuiste. Ons gaan so 'n paar oomblikke so in die stilte bly. En miskien wil jy die geleentheid dan neem om elke kers te kom aansteek hier by een van die tafels hier voor, om daardeur te sê, ek is ook hier. En God is hier. En hier is ons saam. En daar's klomp kante van my wat ek nie verstaan nie. Aspekte van my wat kompleks is. Soeke en behoeftes wat ek dalk selfs nie kan verwoord nie. Maar selfs in daai oomblik kan dit my nie skei van God nie. Van God wat baie naby aan my kom, tot hier in my, en vir my sê, jy is myne. Jy wat jouself nie verstaan nie. Jy wat nie 'n greep het op wie jy is nie. Jy wat soek vir iets wat jy nie weet nie. Jy is myne. En dis genoeg. Ons gaan so 'n paar oomblikke so in die stilte sit.
Miskien wil jy 'n kers kom aansteek vir jouself of dalk vir iemand wat jy wil opdra aan die Here. Mag ons in hierdie tyd ontdek dat die vertel van ons stories uit die dieptes is geweldig heilig. Mag ons ontdek dat die vrae wat ons daar vra, soms ons neem na die plek waar ons moet vind wat ons nodig het, om die volgende tree te neem. Mag ons dan ook ontdek dat ons stories is groter as wie ons is. Dat wie ons is nie afhanklik is van hoe lief God ons het nie, hoe naby God se lig na ons toe kom nie. Dat ten spyte van die feit dat ons meeste van die keer nie weet waar ons is nie, en nie weet waarheen ons gaan nie, en nie die antwoord het nie, en tog nog steeds soek, mag ons ontdek God se liefde omarm ons ten spyte van dit alles. Dat God se liefde omarm ons volle mens wees. Ons het hierdie kers aangesteek aan die begin om ons te herinner dat die God wat daar is by die ons eerste asem, en die God wat daar is by ons laaste, saam met ons gaan in die week wat gaan kom. En daarom kan ons hierdie kers uitblaas. Ontvang die seën van die Here. Mag die genade van ons Vader en die liefde van sy Seun en die teenwoordigheid van die Gees by jou wees en by jou bly. Amen. 'n Mooi week vir julle en 'n gesonde week.